Geliefdes, as julle saam met my julle Bybels wil oopmaak, ons gaan lees uit die skrif uit Lukas 1. Lukas 1 vanaf vers 68. En terwyl jy julle Bybel so oop hou, kom ons vra die Here om sy skrif ons oop te breek vanoggend. Here Jesus, oor U het die profete gesê, hy kom soos lig in die duisternis, om te skyn oor hulle wat hulle in die skadu van die dood bevind. Hy kom soos lig in die duisternis, om ons voete op die pad van vrede te plaas. Die volk sal hoor dat 'n môre son uit die hoogte sal opkom, dat hulle verlos sal word, dat hulle sonde vergewe word, danksy ons God se innige ontferming. Here, Herder van ons lewe, my hele lewe lank ervaar ek U goedheid en liefde. Ek kom telkens tuis hier as ek U in hierdie vergadering besoek. U versorg ons, en soos 'n herder met sy skape bring U my by groen weivelde. Ten spyte van somerhitte en son is my dors geles, want U voorsien verkoking. U bemagtig my met lewenskrag en U lei my op die bestemde voetpad sodat U verheerlik mag word. En wanneer ek bedreig word, myself in die skadu van die dood bevind, vertrou ek op U om nie bang te wees nie. Ek voel veilig in U geborgenheid. My hele lewenservaring getuig van een uitgebreide feesmaal waar ek soos 'n eregas met hartlikheid oorlaai word. En ek word verkook soos met 'n salwing van olie. Here, ek is vergenoeg. Ek skuil by U solank as wat ek mag lewe, want U goedheid en guns versadig my na die eise van elke volgende dag. Ag Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Ja, almagtige Here, U enigste seun het ons wêreld in die vorm van 'n slaaf binnegekom. En is nou aan U regterhand bekroon van waar Hy met heerlikheid regeer. So leer die Heilige Skrif ons. En omdat Hy nou as koning in ons harte regeer, laat ons nou in sy vrede en geregtigheid en heerlikheid verheug en in sy liefde leef, want saam met U in die Gees regeer Hy vir nou en vir altyd. Laat U woord deur die kragtige werking van U Gees hierdie waarheid en hierdie roeping aan U gemeente vandag opnuut bekend maak. In Jesus se naam. Amen. Lukas 1 vanaf vers 8, kom ons lees van vers 67 sommer, die inleiding. Sagaria, dit is nou Johannes die Doper se pa, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê: Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het Hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, soos Hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het. Verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het Hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou, die eed wat Hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, gered uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees sou dien, en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, en om sy volk in te lig, dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes. Danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môre son uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Tot sover. Ek onthou 'n hele paar van my 5-dag staproetes met 'n rugsak. Ek weet nie wie van julle al so voorreg gehad het nie, byvoorbeeld die Otter wandelpad, en toe ek student was het ek paartjie die ou Teniqua wandelpad kom stap. Die mooiste, mooi ons wêreld, nee, die Edende strik. Maar wanneer mens nou so 'n stap nog aanpak met 'n rugsak, sal van julle weet,
dan moet jy nou mooi dink wat jy gaan inpak, want jy kan nie sommer alles saamvat wat jy wil nie, nê. Jy moet jou eie kos en jou eie klere en jou slaapgoed wat jy nou nodig gaan hê, en net vir daardie 5 dae sal ek maar sê, moet jy inpak. Anders dra jy swaar. Jy kan nie enigiets inpak nie. Soos my vriend vir wie ons eendag bietjie gelag het. Hy was super fiks, hy het pas uit die weermag en toe hy die aand, toe die ouens nou so hulle kos begin uitpak, toe haal hy bo uit sy rugsak so 'n groot Kydex gassilinder met 'n gasstoofie uit sy staprugsak. En ons het hom daaroor dae lank gespot en gesê ons gaan ons gasstoofies by hom kom volmaak. Nee, jy kan nie sulke goed saamdra nie. Dis te swaar. Tensy jy nou super fiks is. By sy 6-pak bier en sy steaks het hy daai gassilinder ook ingesit. Die ander ding is daar's ook nie altyd warm water vir 'n stort nie, nê. En of selfoonsein of elektrisiteit dat jy jou batterye gelaai kan hou nie. En gewoonlik hier teen dag 3 van dag 5 begin daar praatjies opgaan van wat is die eerste ding wat ons nou gaan doen as ons by die huis kom? Nee, soos jy daai warm lekker bed van my, ja, verlang nou so daarna. Of 'n yskoue bier of 'n Coke of McDonald's of pizza, nee. Warm bad, stort. Yes, as ek nou by die huis is, nee. Jy begin so 'n bietjie verlang daarna. Die eerste ding wat jy gaan doen. Die jongens sit altyd heel eers hulle selfone aan om al hulle WhatsApp boodskappe op te vang en te antwoord, nee. In Lukas 1 lees ons van die engel Gabriël wat by ou oom Sagaria die priester kom en vir hom sê hy en tannie Elisabeth, ouma Elisabeth gaan 'n babatjie kry. Sagaria en Elisabeth, die ouers van Johannes die Doper, die voorloper van die Messias, was 'n kinderlose egpaar. Beide was reeds bejaard. En nie verskyn die engel aan Sagaria tydens sy tempeldiensbeurt en hy kondig aan Elisabeth gaan geboorte gee aan 'n seentjie, sy naam gaan Johannes wees. En hy sal die volk voorberei op die koms van die Here, die Messias. Nou 'n mens kan dink, arme oupa Sagaria, hy het so 'n bietjie gesukkel om te sluk aan hierdie nuus. Veral as hy so kyk na die tandelose tannie Elisabeth wat daar lê op die rusbank. Nee, ek slot sommer. Maar dit was hoogs onwaarskynlik. En daarom het hy gesukkel om dit te glo en daarom word hy stom, dalk selfs doof gelaat tot en met die geboorte van klein Johannes. En soms weet terloops in hierdie gebeure, julle kan dit nou raak sien, is daar sterk Ou Testamentiese lyne. Dit herinner onder andere aan daardie aankondiging destyds aan die ou oom Abraham en tannie Sara, onthou julle, nee. Ek meen, dit was ook 'n aankondiging wat alle menslike logika oortref het. Met die gevolglike menslike reaksie van ongeloof, skeptisisme, amper se wantroue. Jy wil daaroor lag. Dis wat tannie Sara gedoen het, nee. En daarom is sy naam Isak. Hy lag, nee. 'n mens wonder wat se woorde in Sagaria gegroei het nou in hierdie tyd. Hierdie 9 maande. Hy's doof, hy's stom. Wat se woorde het in hom gegroei? Wat het hy gedink gaan hy heel eers sê as hy weer kan praat? Wat sal die eerste woorde wees wat hy sê? Maar dit maak nie saak wat Sagaria gedink het om eers te sê nie. Die woorde wat uiteindelik uit sy mond uitstroom was soos 'n rivierloop wat lank droog was en skielik water kry. 'n Loflied. Die oorstelpte Vader bars uit in 'n loflied wat soos 'n psalm in die Ou Testament klink. Die eerste deel, as mens nou gaan kyk daarna, handel oor die goedheid en guns van God in Israel se geskiedenis. Die tweede deel profeteer oor Johannes se rol in God se verlossingsplan. Saamgevat. Hierdie lied is baie opgewonde oor die trou van die verbondsgod in die verlede en die hede. Dis asof Sagaria ook nie sy lag kan hou van opgewondenheid nie. En hy wil sê, ja, God het dit alweer gedoen. Hy het dit alweer gedoen. Hy kan maar vertrou word. God hou sy beloftes.
En as die Here vir ou Sagaria en Elisabeth 'n gesonde baba seun kon gee, dan was al die ander dinge wat God in die Bybel lank gelede beloof het en waarna almal uitgesien het, ook waar. Sy beloftes kan maar geglo word. Veral die een oor die verlosser wat kom. Johannes was die eerste teken, kan hy sê, dat God op pad was om sy volk te red en dinge in hulle wêreld te herstel. Tussen die lyne is die wye reddingsverhaal van God se verlossingsplan vir die wêreld besig om te ontvou. En as rede vir Sagaria se lof, gee hy nou so 'n klompie bewyse. Volg daar so 'n klompie bewyse of spore van God se getroue verbintenis aan die volk in die verlede. En die doel hiervan is om God se spoor van redding van die volk tot op datum in herinnering te roep. Hy kyk so 'n bietjie terug. Iemand gebruik die beeld, mooi beeld, hy sê dis soos iemand wat in 'n motor se tree-speeltjie kyk en terugkyk in die geskiedenis en 'n paar keer sien hoe God ingegryp het in die volk se geskiedenis. Veral 3 groot teologiese temas uit die Ou Testament is baie duidelik. Eerste plek die verbond van God met Abraham, God se groot belofte aan vader Abraham. Tweedens die verlossing uit Egipte, die uittog uit Egipte, die verlossing uit slawerny, en die derde plek die belofte aan koning Dawid. Daarvan 2 Samuel 7. Die groot belofte. Ja, want veral nadat die ballinge nou na die laaste ballingskap teruggekeer het na die land, lyk dit wou die dinge nou net nie vlot loop nie. En die volk verlang, dis ook baie duidelik, hulle verlang na daardie belofte wat aan koning Dawid gemaak is. Die een wat sê dat daar 'n afstammeling van Dawid, 'n nakomeling van Dawid vir ewig, vir altyd op die troon gaan sit. En dan skielik na hierdie stilte, hierdie lang stilte, vir meer as 400 jaar na die tyd van die profeet Maleagi, is daar skielik weer 'n opflikkering. Is daar nuwe hoop. Die God van die aardsvaders en die groot geloofsmomente van die Ou Testament het skielik die lang stilte verbreek met die geboorte van 'n baie spesiale baba. God het weer 'n profeet opgeroep. Nie om 'n algemene verwagting te verwoord nie, maar om die weg vir die Here, die Messias, die Mesjag, die Christus, die koms van die Messias voor te berei. En op grond van dit wat Sagaria nou in die tree-speeltjie sien, kan hy en die volk ook vorentoe kyk met hoop. Gaan so 'n bietjie daaroor saam dink, met hoop. Jy sal dit ook mooi sien in die tweede gedeelte van hierdie loflied, vers 76 tot 79. Skielik verander die verlede tyd na die toekomstige tyd. Daar's 'n nuwe verwagting, daar's opgewondenheid. Sagaria besing nie net meer die trou van God in die verlede nie, hy kondig ook die koms van die verlossing in die Here en die toekoms aan. En in hierdie opsig is Johannes se rol as profeet baie mooi uitgestippel. Ons lees dit hier. Hy het 'n lekker taak, hy het 'n lekker werk. Hy moet 'n heerlike belofte gaan aankondig van God. En wat 'n belofte was dit nie. Lukas sê vir ons, hy sal mense leer oor die redding wat kom deur die vergifnis van sonde. Mensdom. Wat 'n ongelooflike belofte. En reg deur die Lukas Evangelie word die vergifnis van sonde aangedui as God se groot plan van verlossing. Ek sou nou 'n hele klomp verse kon aanhaal. As jy belangstel sal ek dit vir jou stuur na die tyd. Maar dit is duidelik, die klem is deurgangs op die geestelike redding wat God bring. Nie op 'n polities of op 'n staatkundige vlak nie, maar op die terrein van die verhouding tussen God en sy volk. Sagaria se manier van sê, hy gebruik 'n mooi beeld. Hy sê, daar was 'n nuwe lig aan die kom. 'n Nuwe lig. En wat 'n belofte van hoop was dit nie. Nou sommer net so 'n paar gedagtes oor beloftes. Beloftes. Julle ken van beloftes, nê? 'n Belofte is soms 'n snaakse ding. Wanneer iemand vir jou iets vertel waaroor hy of jy dalk onseker mag wees, dan sê hy of jy gewoonlik, ek beloof, nê? Ek ken jy dit. Sê vir jou iets en dan sê, man, ek beloof dit is so. Hulle doen dit om jou te oortuig dat hulle die waarheid praat, nê? Nou iemand vertel toe hy nou klein was, toe hy sy sussie en sy boetie gereeld oorreed om iets te doen, deur agterna te sê, ek beloof,
Ek beloof. So het hy nou eendag vir sy boetie gesê, man, kyk, daar's 'n akedus in die tuinslang. Ek beloof. En toe sy boetie nou inkyk in die tuinslang, toe draai die kraan oop. Lekker nee, soos boeties maar kan wees. Wild. Of soos die juffrou wat vir haar klas beloof, die werk wat ons nou gaan doen is baie lekker. En dan soeg jy jou frik daar, nee. Ja, beloftes. Soms snaakse goed. Dink aan al die ander kere wat 'n mens soms die woord beloof gebruik. Ek sien gereeld 2 jong mense voor my staan met blink in hulle oë wat trou beloof aan mekaar, wat in die huwelik verbind word. Of dokters wat as hulle aanmeld, ek hoop hulle kom dit nog na, die meeste hoop ek doen dit nog so, nee. Beloof hulle gaan mooi kyk na hulle pasiënte. Hulle lê so 'n eet af, die eet van Hippokrates, nee. Of in die hof. Ek beloof ek gaan die waarheid praat. Ek beloof. Net so het God ook 'n klomp beloftes gemaak. In die verlede, ons lees daarvan in die Bybel, soos dat hy altyd na my en jou, sy kinders sal kyk, altyd vir sy mense sal sorg, dat hy uiteindelik alles op hierdie aarde sal regmaak, dat hy altyd by ons sal wees, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Dis een van my gunsteling beloftes. Ek onthou, so 'n paar jaar gelede was daar 'n tannie by die bidhuur, wat gereeld gesê het, sy sê, Johan, as ek so terugkyk oor die 80 jaar agter my, dan kan ek nie dink aan een geleentheid wat God my in die steek gelaat het nie. Sê ek, dankie tannie Jannetjie. Jy seën my met hierdie belofte van God. In my Hebreërs 13 vers 5 ook, nee. Beloftes van God. Dink aan God se beloftes aan Abraham, aan Dawid. En later in die Ou Testament vertel veral die profete Jesaja en Jeremia en Esegiel dat God hierdie beloftes onthou en dat hy dit sal nakom, dat hy dit sal vervul op die regte tyd. En wanneer Sagaria nou sy loflied sing oor sy seun Johannes se geboorte, dan sing hy dat dit deel was van hoe God sy beloftes van lank gelede nou besig is om waar te maak. Johannes se geboorte is die begin van hoe God sy beloftes in hulle tyd laat waar word. En een van die grootste beloftes wat God op die punt was om na te kom, was natuurlik die belofte oor die koms van die Verlosser, die Messias, die seun van God se geboorte op aarde, om my en jou, om hulle te kom verlos. Sagaria verkondig, sy loflied verkondig vandag aan ons dat daar met die koms van die Messias, soos aangekondig deur Johannes, verlossing vir God se volk aangebreek het. Wat 'n ongelooflike belofte wat vervul is. Dit is, sê hy, soos 'n lig wat die donkerte van alle mense verlig. Hierdie Messias sou kom doen wat Abraham en die volk nie kon regkry om te doen nie. O ja, dit was hulle roeping. Onthou julle, God het vir Abraham geroep en hom geseën en gesê, ek seën jou, jy moet 'n seën wees vir die nasies. 'n lig. Dis soos hoe Jesaja dit ook verwoord wanneer hy die banninge aanspreek. Skerp in die oog wanneer hy die verlossing aankondig. Gaan sê, julle onthou nou julle is die lig vir die nasies. Mense moet na julle kyk, na julle navolging van die Here en sê, ons wil ook hierdie God ken. Ons wil hom ook dien. Ons wil ook deel wees van sy volk. Maar Israel het langs die pad so 'n bietjie begin sukkel om dit te doen, om verander tot seën te wees. Die seën van die Here is nasionalisties verstaan, 'n seën vir Israel alleen. Dikwels ten koste van die ander nasies. Hulle lig was eksklusief en na binne gerig. Dit was nooit God se bedoeling nie. Hierteenoor is die belofte dat die verlossing wat nou naby was, 'n lig sou wees wat soos 'n opkomende son oor almal skyn. Vers 8 en 79. Die geboorte van Johannes en van Jesus begin 'n beweging van genade wat weier en weier uitkring. Jesus sal God se verlossing vir almal, veral die in die donkerte, kom aankondig en uitleef. En as mens nou mooi daaroor dink, so het die genade ook vir my en jou bereik, wat buite Israel was.
So het God se genade ook na my en jou gekom, deur sy profete en sy Messias. En daarom kan ek en jy ook vandag terugkyk in die triespieeltjie en fees vier. Maar op grond daarvan, op grond van hierdie verlossing in Jesus, kan ons ook hoopvol vorentoe kyk en aktief beplan om tot seën te wees vir ander, om hierdie hoopvolle nuus te verkondig en daaruit te leef. Met ons kindertyd in die eerste diens was dit wat is 'n slogan, die slagspreuk wat ons herhaal het. Ons het altyd hoop, want Jesus is by ons. Ons het altyd hoop, want Jesus is by ons. Miskien moet ons dit gou ook herhaal. Ek het altyd hoop, want Jesus is by my. Kom ons sê dit gou. Ek het altyd hoop, want Jesus is by my. Die loflied van Sagaria ken aan Johannes die taak toe om kennis te bring aangaande die verlossing vir die volk deur die vergifnis van sonde. Hoe groot is dit nie? Vir ons wat 2000 jaar later leef, mag dit miskien nou nie naastenby so vreemd klink as vir hulle wat dit aanvanklik gehoor het nie. Vir hulle was sonde iets waarvoor jy moes betaal. Sonde so skuld is nie afgeskryf nie, daar's ingevorder. Daarom het dit iets gekos, en iets van die oortreder gevra. En so skuld kon sonde ook ophoop, en die gevolge hiervan was katastrofies. So byvoorbeeld is die eerste ballingskap, die ballingskap van die Noordryk, 722 voor Christus, en die ballingskap van die Suidryk, 586 voor Christus, toegeskryf aan die volk se sonderekening. Hulle het vir hulle self gesê, God het skuld ingevorder. Ons betaal vir ons sonde. En nou na 400 jaar van goddelike stilte, soos die Sagaria se loflied, sal 'n profeet kom wat vergifnis en die straf nie sal aankondig. Dit betrek die volk Israel, maar dit kyk ook verder na almal wat in donkerte leef. En soos Handelinge op Lukas voortbou, Handelinge wat ook deur Lukas geskryf is, nê, ontvou hierdie voorspelling. Onder leiding van die Heilige Gees gaan hierdie genade boodskap verder en verder tot by Rome. God se verlossing kring al wyeer uit en sluit uiteindelik die hele wêreld in. Teenoor hierdie teologie van wat hierdie betaal van sonde skuld beklemtoon, leer Johannes dat daar kwytskelding, dat daar vergifnis is. Teenoor duur verdienste kom die goeie nuus van God se genade. Dis soos die môre son wat opkom om oor almal te skyn. Dalk 'n goeie dag vandag om daaraan herinner te word, nê, die môre son. God se belofte van verlossing is vir almal bedoel sonder uitsondering. Net so onlogies, so onwaarskynlik soos 'n kind wat gebore is uit 'n kinderlose bejaarde egpaar. So klop God se liefde nie met my en jou logika nie. Dit klop nie. Wat ons egter keer op keer moet erken, ja, tot ons eie beswil en vrede ook, is dat God se liefde deurbreek en die lig oor alle mense skyn. En so breek die nuwe dag van God se genade oor die wêreld. Want God het die wêreld so lief gehad. En as gelowiges van oral oor, het ons ook so Sagaria 'n loflied op oor sy verlossing, oor sy oneindige, onbegryplike genade. En met dit loflied op ons lippe, is ons gereed om opnuut met adventsverwagting op die Here te wag in hierdie seisoen. Want ons het hoop. Ons het hoop. Jesus is by ons. Amen. Terwyl ons so met ons oë toe sit, voordat ek bid, wil ek jou nooi om net vir so 'n paar oomblikke na te dink aan enige van die beloftes van God, of wat Jesus self in sy tyd op aarde gemaak het. Enige van daai beloftes. En dan probeer jy dink, aan watter van daardie goddelike beloftes sou jy graag wou sien dat dit in jou lewe bewaarheid word?
in hierdie tyd. God se koms en sy seun die verlosser beteken hoop vir die mees hooplose situasie. Is dit dalk omstandighede in die wêreld of in jou eie lewe, jou familie se lewe wat vra na die verwesenliking van God se verlossing, sy hoop? Kom ek gee geleentheid dat jy daar in stilte ook dit vir God vra, dat sy hoop sal deurbreek, sy verlossing sal deurbreek in daardie situasie. Here God, dankie dat U die Messias na ons wêreld gestuur het. Lig in ons duisternis, vrede in ons onrus, hoop in ons wagtyd. Ja, wanneer ons sy eerste koms onthou, vul ons harte weer met moed en vreugde en verwagting. En ons bid Here dat hierdie belofte van sy teenwoordigheid vir ons mag lei en versterk en ons altyd herinner dat ons nooit alleen of vergete is nie. Nooit hooploos is nie. Laat sy koms ons hoop vandag vernuwe en ons lewens vorm met U liefde. In Jesus se naam. Amen. Ons het vanoggend begin die eerste kers, Adventskers, die kers van hoop aan te steek. En die skrif het ons hoop versterk daarin dat ons herinner is daaraan dat God sy beloftes hou. Kom ons gaan leef met vreugde daaruit. Kom ons sing ook hierdie gebed in lied 588, vers 1 en 3. Ons bly dan staan ook vir die ontvang van die seën. Kom ons staan en sing ons hierdie lied. Mag Jesus Christus self teenwoordig wees in jou lewe en mag die wyse waarop hy homself openbaar het as volg seën bring in jou lewe. Mag hy as Immanuel altyd God by jou wees. As Jesus jou verlos en vrymaak. En mag hy as vredevors aan jou ware rus en vrede gee. Mag hy as herder jou versorg en na groen weivelde lei. Mag hy as brood van die lewe jou diepste honger stil.
Mag hy as lig vir die wêreld jou lewenspad verlig. Mag hy as die woord jou iets van God se genade laat insien. En mag hy as seun van God jou van die Vader se liefde leer. En as gewer van die Gees jou deur die Gees help om passievol te leef en lief te hê en met hoop te leef. Amen.